Wat 'n pragtige dag, dis Saterdagmôre en ek eer Jahwe ons Elohim dat hy ons geseën het met hierdie dag en dat ek en jy hom kan vereer en verheerlik. So, wees gegroet, Shabbat Shalom. Dankie dat jy ingeskakel is en ek praat vandag met jou in jou hart en in jou gees sodat jy hierdie boodskap kan toepas in jou lewe sodat wanneer Vader na jou kyk, dat hy die volgende verklaring kan maak. Jy's 'n man na my hart. Jy's 'n vrou na my hart. Ek wil met jou gesels vandag oor hierdie baie belangrike onderwerp en is vandag noodsaaklik dat ons Vader op 'n dieper vlak sal verstaan. Op 'n dieper vlak. Wie Jahwe is, word natuurlik nie deur ons as mens beïnvloed deur ons getrouheid of ontrouheid nie. Luister nou baie mooi. Ons word nie, of ons gaan nie Jahwe beïnvloed deur ons getrouheid of ons ontrouheid nie. Want hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy is wat hy is. Daarom het hy vir Moses gesê in die boek van Eksodus 13 vers 14, kyk, ek is wat ek is. En dit het hy nou natuurlik gesê omdat hy 'n onveranderde karakter het. 'n Onveranderde karakter. So Vader Jahwe kan nie met ons menslike verstand verstaan word, bepaal word nie, want hy is groter, hy is hoër as enige menslike denke of ons vlak. Hy is baie groter. En daarom moet ek en jy hom vandag op die regte perspektief plaas. So, nou kom ek by hierdie vraag. En die vraag is, wat beteken 'n man na my hart? Wat beteken dit? Ek het begin om te sê dat my hartsbegeerte is dat jy so sal wandel dat wanneer Vader na jou kyk, dat hy sal sê, maar hierdie is 'n man na my hart, hierdie is 'n vrou na my hart. So wat beteken hierdie stelling? Wat Vader gemaak het, hy's 'n man na my hart. En met wie het hy gepraat? Van wie het hy gepraat? Hy het gepraat van Dawid. En daar is geen ander persoon in die woord wat Vader gesê het, hierdie is 'n man na my hart. Geen ander persoon. En hierdie het nie te maak met geslag nie, want jy kan ook 'n vrou wees na Jahwe se hart. Nie te maak met geslag nie. Nou kom ek vat jou gou na die woord. En die woord kom in 1 Samuel 13 vers 14. Nou luister wat sê die woord hier. En hy praat nou met Saul en hy praat van Dawid. En hy sê, maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Jahwe het vir hom 'n man na sy hart gesoek. En Jahwe het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het wat Jahwe jou beveel het. So het Jahwe 'n hart en kan dit deur die mens beïnvloed word, want hier sê die woord dat Jahwe het vir hom 'n man na sy hart gesoek. Met ander woorde, dis iemand na Jahwe se hart. So het Vader 'n hart, het Jahwe 'n hart en kan Vader deur die mens beïnvloed word. Nou hierdie is nou baie belangrik dat ek en jy hierdie verstaan, want Vader is baie groter en baie hoër as wat ons ooit kan bedink of bepeins. Baie groter. So, dis belangrik, luister nou baie mooi. Jahwe is nie 'n emosionele wese soos ons as mens nie. Hy is nie 'n emosionele wese nie. Emosies verander nie sy karakter nie. Emosies verander ons as mens, maar emosies verander nie Vader se karakter nie. So kom ons gaan kyk na die woord. En in Genesis hoofstuk 6 vers 5 tot 6 sê die woord, toe Jahwe sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het dit Jahwe berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. So Vader, die skepper van hemel en aarde, het smart in sy hart gehad, toe hy kyk na die mensdom, en ek dink as hy kyk vandag met dieselfde oog as wat hy gekyk het tydens die dae van Noag, sal Vader vandag ook nog steeds daardie smart in sy hart hê. Daar het smart in sy hart ingekom.
En as gevolg van daardie smart in sy hart het Vader opgetree, maar luister nou baie mooi, Vader is nie 'n emosionele wese nie, want wanneer daar smart in ons hart kom, dan tree ons baie keer verkeerd op. En kyk wat sê in Hosea 11 vers 7 tot 8, want my volk dwing om van my afvallig te word, en as die profete hom roep na bo, rig hy hom glad nie op nie. Hoe kan ek jou oorgee, o Efraim, jou prys gee, o Israel? Hoe kan ek jou maak soos Atma, jou gelykstel met Seboom? My hart is omgekeer in my. Dis Vader wat dit sê, hy sê, my hart is omgekeer in my, maar tergelykertyd is my medelee opgewek. So, wanneer Vader se hart smarte het, en sy hart is omgekeer in hom, vanweë ons as mense sonde en ongeregtigheid en hoe ons funksioneer, dan terselfdertyd wat sy hart omgekeer is daar ook medelee. En dis hoekom hy die God van genade en barmhartigheid is. Maar daar kom 'n dag wanneer daai genade deur toe gaan, en wanneer die barmhartigheid verby is. Maar jy sien, Jahwe word nie beheer deur emosies nie, hy bly konstant in sy karakter. Net soos sy hart smarte kan beleef, kan hy ook blydskap oor jou hê. Het jy dit geweet? Het jy geweet, Vader kan bly wees oor jou? Sefanja 3 vers 17 sê, Jahwe jou Elohim is by jou, 'n held wat verlossing skenk, hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Yes, dis daarom maar 'n pragtige skrif om te dink dat Vader juig oor jou met gejubel. Wanneer hy na jou kyk en jy wandel in sy weë en jy's gehoorsaam, dan is daar vreugde in sy hart oor jou. En weet jy, hy's ook jaloers oor jou. Weet jy hoekom? Want hy wil jou nie deel met enigiemand anders nie. Hy wil jou vir homself hê. Hy wil daai intieme verhouding met jou hê. Hy het 'n belangstelling in jou lewe. Hy's 'n jaloerse God. Eksodus 34 vers 14, want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want Jahwe se naam is jaloers. 'n Jaloerse Elohim is hy. Hy het jou lief, en daarom is hy jaloers oor jou. En hy het jou lief, nou natuurlik met 'n ewige liefde. 'n Ewige liefde, om te dink dat die lewende God het jou lief gehad nog voordat jy 'n gedagte was, nog voordat jy hom geken het, nog voordat jy Yeshua gedien het en tot bekering gekom het en gewas is deur die bloed van die lam, het hy jou lief gehad. Halleluja. Halleluja. Want 1 Johannes 4 vers 8 sê, hy wat nie lief het nie, het Elohim nie geken nie, want Elohim is liefde. In ander woorde, die God wat ek en jy dien, is 'n God van liefde. So wat moet ons as mens doen, sodat Vader Jahwe in ons nou natuurlik sy hart kan aanraak? Wat moet ons doen? Wat moet ons doen om Jahwe se hart aan te raak? Want jy sien, ek kom agter wanneer ek die woord lees, dan sien ek dat Vader het smarte in sy hart, dat die mens het opgetree en verdriet veroorsaak, en dat jy kan blydskap veroorsaak in Vader se hart. Hy verheug hom oor jou. Hy's 'n jaloerse God en daar is liefde in sy hart teenoor jou. So hoe word ek as mens iemand na Jahwe se hart? Wat moet ek doen sodat Vader dit ook van my kan sien? En luister nou, hierdie is baie belangrik wat ek nou vir jou gaan sê. Nie een van ons is perfek nie. Is so. Nie een van ons is perfek nie. Hy sê dit vir Dawid. Hy sê Dawid is 'n man na my hart. Nou kyk gou hier. Vader weet tog alles. Is dit nie so nie? Vader weet alles. Hy ken my sit, hy ken my opstaan. Nog voordat ek 'n woord gespreek het, dan weet hy dit alreeds. Dis die God wat ek en jy dien mense. 'n Vader word nie met 'n surprise gevang nie. En weet jy wat sê hy, toe hy vir Dawid kyk en hy ondersoek vir Dawid en hy kyk na Dawid se hart en wat in Dawid se lewe is,
dan maak hy hier 'n verklaring, hy sê, maar dis 'n man na my hart. Nou kom die vraag, was Dawid perfek geweest? Nee, glad nie. Inteendeel, Dawid het droog gemaak. Maar is jy perfek? Nee, ek en jy is nie perfek nie. Hierdie man wat hier staan, ek is nie perfek nie. Jy's ook nie perfek nie. Maar wat belangrik is die hartsgesindheid, want Vader kyk reg deur ons. Hy sê dit tog in sy woord in Psalm 139. Hy sê hy deursoek ons harte, hy toets ons niere. En daar is niemand wat onsigbaar is voor die lewende God nie. Niemand. Net so was Dawid ook nie perfek nie. En hoe is dit dat Vader vir Dawid sê, jy's 'n man na my hart? Sien, want Vader kyk na die mens op 'n ander manier as wat ons na die mens kyk. Vader kyk op 'n heeltemal 'n ander manier. Want ons kyk na die mens en ons kyk na die buitekant. Ons kyk na wat op sigwaarde is. En Vader kyk so 'n bietjie dieper. En die woord kom verklaar dit in 1 Samuel 16 vers 7. En jy ken hierdie gedeelte en ek skets gou vir jou die prentjie. Ek gee gou vir die konteks. Dat die koningskap word van Saul al weggeneem, want Saul maak droog en Saul het nie reg opgetree. En nou word die koningskap oorgegee na iemand anders toe. En nou moet Samuel gaan om die volgende koning te gaan salf. En Samuel kom by die huis van 'n man met die naam van Isaai. En Isaai het 'n klomp seuns en hy stap in en nou sien hy hierdie seuns en die seuns kom verby hom en hy sien 'n spesifieke persoon, een van sy seuns, en hierdie man staan kop bo skouers skaan hy uit en hy sê waarlik hierdie is die gesalfde van Jahwe. Kyk wat antwoord Vader in vers 7. Maar Jahwe sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien Elohim nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar Jahwe sien die hart aan. So Vader kyk op 'n heeltemal 'n ander wyse. Dis hoekom Vader na Dawid gekyk het en gesê het, maar hier is 'n man na my hart, en so kyk Vader ook na ons, en dit is belangrik dat ons harte op die regte plek sal wees. So wat beteken die hart van die mens? Wat beteken die hart van die mens? Die hart van die mens beteken nou natuurlik sy karakter. Dit beteken sy gesindheid. Dit beteken sy ware beeld word tentoongestel deur die hart van die mens, en daarom sê die woord in Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So ten spyte van wat Dawid gedoen het, en Dawid het droog gemaak, ouens, kom ons wees nou maar eerlik, Dawid het baie foute gemaak, maar ten spyte daarvan was Dawid se hart reg, sy karakter was reg, sy gesindheid was reg, en sy ware beeld het Jahwe gereflekteer. So ek wil ek gou met jou 'n paar goed hanteer. Nou daar is 7 dinge wat ons kan leer van Dawid om ook 'n persoon te wees na Jahwe se hart. 7 dinge. So hierdie 7 dinge gaan ek gou met jou hanteer. En ek wil hê jy moet mooi luister wat hierdie woord sê en wat hierdie gedeeltes gee wat ek nou vir jou met jou gaan deel. So die heel eerste aspek wat in Dawid se lewe was, wat veroorsaak het, dat Vader na hom kyk en vir hom sê, maar jy's 'n man na my hart, is Dawid se geloof. Dawid het onbeweeglike geloof gehad op die lewende God, selfs in sy mees onmoontlikste omstandighede. Blyk ons geloof baie keer. Ons geloof word baie keer beïnvloed deur ons omstandighede, want dan gaan dit goed en dan gaan dit sleg, en dan twyfel ek, en dan is ek sterk in my geloof, en die oomblik wanneer iets gebeur, dan begin ek weer twyfel. So Dawid het 'n onbeweeglike geloof gehad in die lewende God. Ons sien dit in 1 Samuel 17 vers 45, dat hy het geglo in die naam van Jahwe en hy het uiteindelik geloof gehad in die karakter en die autoriteit van Jahwe. Dis waarin hy vasgehou het, hy het geloof gehad.
In 1 Samuel 17 vers 37 sien ons dat hy het geloof gehad omdat Jahwe homself voorheen aan Dawid bewys het. Met ander woorde, Dawid het 'n trek rekord gehad. Dawid het 'n verhouding gehad met die lewende God en as gevolg van daai verhouding en dit wat Vader voorheen in ons sy lewe gedoen het, waar hy die leeu en die beer verslaan het deur die kragtige hand van Jahwe, kan Dawid sê, maar ek het geloof in hom. Ek het geloof in hom. Psalm 20 vers 8 kom verklaar Dawid dat geloof en vertroue in Jahwe se karakter en autoriteit gee vir hom die vermoë om dinge te doen en hy vertrou eerder daarop in plaas van om die vermoë van mense in sy lewe te hê. So hy het geloof en vertroue in Jahwe se naam, in sy karakter en sy autoriteit in plaas van die vermoë van mense. Psalm 21 vers 1 kom Dawid en hy sê, maar ek het geloof in Jahwe wat versekering bring teen enige aanval. Psalm 27 vers 1. Psalm 27 vers 1, dat hy verklaar dit, hy sê dat Jahwe is my lig en hy is my heil. En ek weet dat niks sal my ooit beïnvloed nie. Hoekom moet ek bang wees as ek dan geloof het en die versekering het dat Jahwe is my rots? Psalm 18 vers 3 sê Dawid dat hy het geloof in Jahwe as sy rots en sy vesting, as sy skuilplek. En dat Vader hom altyd sal bewaar, en dat wanneer hy in sy skuilplek is, dan het hy nie bekommernis oor die dag van môre nie, hy het 'n geloof in sy skuilplek, in sy rots en in sy vesting. So Dawid se geloof was nou natuurlik 'n aktiewe geloof. Dawid het 'n aktiewe geloof gehad, en hy het aksie geneem en Jahwe vertrou. Want as Dawid nie aksie geneem het nie, het hy nou nog gewag vir die Filistyn. Dan het die volk nou nog gewag vir oorwinning teen die Filistyne. Maar Dawid het aksie geneem, hy het geloof gehad in Jahwe, en hy neem die aksie, en die oomblik toe hy die aksie neem, plaas hy sy vertroue in Jahwe, en daar kom oorwinning. Dis ek kom Vader vir hom sê, maar jy is 'n man na my hart, want Dawid het staat gemaak op Jahwe se krag. Dawid het die eer aan Jahwe gebring. Dis ek kom Vader vir hom gesê het, maar Dawid, ek ken jou hart en ek ken jou karakter en ek weet wat jy doen. Die tweede ding wat Dawid gedoen het, wat in ons lewe moet wees, is Dawid se vertroue. So eerstens, ek en jy moet geloof hê soos wat Dawid geloof gehad het, en ek en jy moet Dawid se vertroue hê op die lewende God. So Dawid se vertroue was altyd op Jahwe, selfs deur al die omstandighede wat hy ervaar het. Want kom ons wees nou eerlik, Dawid het dit nie maklik gehad nie, mense. Hy het dit nie maklik gehad nie. Net soos wat ek en jy dit baie keer ook nie maklik het nie, maar ons moet nog steeds ons vertroue plaas op die lewende God. Kyk wat sê Dawid in Psalm 56 vers 3, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Halleluja. So, die vrees kom, ouens, die vrees kom. Wees nou eerlik, jy vrees baie keer. Ons baie keer wat daar vrees in jou hart opkom, die oomblik wanneer jy kyk na omstandighede en situasies, dan kom daar vrees in jou hart in. Ons almal word daardeur beïnvloed, maar daarom sê die woord, wees nie bevrees nie. Hoekom? Want ons moet ons vertroue plaas op die lewende God. Daarom sê Dawid, die oomblik as daar vrees kom, weet jy wat doen ek? Ek plaas my vertroue op Jahwe, ons Elohim. So Dawid het Jahwe se plan vertrou, selfs al het Saul hom probeer doodmaak, en hoe Dawid opgetree het natuurlik bewys, dat Dawid het vertroue op Jahwe. Want, kyk gou hier, Dawid word gesalf as koning. Hy word gesalf as koning, en nou is hy op pad om vir sy broers kos te vat, by die gevegsterrein. Dawid kon met 'n heeltemal 'n ander gesindheid gegaan het, en nadat hy gesalf is as koning, om te gaan om te sê, hoor hierso ouens, hoor hierso, ek wil nou net laat weet, ek is die koning, ek is gesalf, Samuel het my gesalf, Samuel het jy my gesalf, yes, ek het jou gesalf, alright, great, ouens, ek is die volgende koning, ek is koning. So ouens, julle moet my volg, maak vir Saul dood.
Dawid kon so opgetree het. Maar Dawid het nie. Dawid was eintlik as 'n seun onder Saul en vir 13 jaar lank het Dawid as 'n seun onder Saul gefunksioneer. Onder die moeilikste omstandighede, selfs wanneer Saul hom probeer doodmaak. Maar Dawid het nie dinge in sy eie hande probeer neem nie. Dawid het Jahwe se plan vertrou, want Dawid moes geleer het om seun te wees voordat hy kon pa word. Dis 'n uitgemaakte saak. Hy moes dit geleer het. En ons moet dit ook baie keer leer, ons moet baie keer leer om vertroue te hê op Jahwe, en Vader vat ons baie keer in situasies en omstandighede, sodat ons vertroue op hom kan plaas. Want vertroue is nie wanneer daar iets vandag gebeur en môre is dit uitgesort. Die vertroue kom wanneer daar 'n lang uitgerekte situasie en 'n plan is wat Vader vir ons lewe het en ons moet dit deurdruk. Dan moet daar vertroue wees. En kyk wat sê Dawid, en alhoewel Saul hom probeer doodmaak het, het Dawid nog steeds vertrou op Vader se plan. 1 Samuel 24 vers 12 tot 13. En kyk my Vader, ja, kyk die slip van u mantel in my hand, want toe ek die slip van u mantel afgesny het, het ek u nie gedood nie. Erken en sien dat daar by my geen kwaad of oortreding is nie, en ek teen u gesondig het nie. Nie teen u gesondig het nie, alhoewel u op my lewe loer en om dit weg te neem, Jahwe sal oordeel tussen my en u, en Jahwe sal my aan u wreek, maar my hand sal teen u nie wees nie. So Dawid het al die geleentheid gehad. Hy het al die geleentheid gehad om Saul dood te maak, en Dawid het net besluit, weet jy wat, ek gaan nie. Dawid het geweet, hy is die opvolgende koning, en Jahwe, en hy het Jahwe vertrou om op sy bepaalde tyd daardie posisie in te neem, in pleks van om dit op sy eie hande in te neem. So Dawid het vertroue gehad, mense. Hy het vertroue gehad. Die derde aspek is Dawid se liefde. Dawid het 'n hart gehad van liefde. En daarom moet ek en jy liefde hê. Ons moet liefde hê. Ten spyte van wat gebeur, mense, ek en jy moet liefde toon. So hoe Dawid teenoor Saul opgetree het, wat gesoek het om hom dood te maak, het bewys Dawid se hart, het bewys Dawid se liefde teenoor Jahwe, het bewys Dawid se barmhartigheid, en het bewys Dawid se liefde teenoor ander. En eintlik hoe Dawid opgetree het, is presies wat Yeshua kon verkondig het in Matteus hoofstuk 5 vers 44, en Dawid doen presies dit. Want Yeshua sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. So Dawid het dit gedoen. En eintlik is Dawid 'n tipologie van Messia, en Dawid het dit uitgeleef. Yeshua kon verkondig dit om te sê, ouens, dis wat julle moet doen, dis hoe julle moet optree, en daardie optrede het veroorsaak dat Vader na Dawid kyk, en vir hom sê, maar Dawid, jy is 'n man na my hart. Jy is 'n man na my hart. Want Dawid kon dit in sy eie hande geneem het, en hy kon gesê het, weet jy wat, ek is nou hiertoe, ek is nou moeg, hy het nou al hoeveel keer my probeer doodmaak, weet jy wat, nou neem ek dit in my eie hande, en ek gaan vir Saul 'n les leer. Dis wat ons as mens baie keer doen. Die oomblik as iemand teen jou kom, dan spring jy reg, dan haal jy die handskoene af, en dan wil jy dit uitsorteer as mens. Maar Vader kom leer ons in sy woord, julle moet julle vyande lief hê. Dis moeilik, ouens. Ek erken, dis moeilik. Maar Dawid het dit gedoen. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig. So Dawid het eerstens liefde gehad teenoor Jahwe. En daarom het Dawid gesê, ek sal aan Jahwe se gesalfde my hand nie uitsteek nie, en daardie selfde liefde het hy getoon ook aan ander, selfs sy vyand. Selfs sy vyand. Nou die vierde aspek is Dawid se nederigheid.
En Dawid het 'n nederigheid gehad in sy lewe. So ten spyte van Dawid se suksesse, het hy nederig gebly. Ten spyte van wat Dawid gedoen het, ten spyte van sy suksesse, ten spyte wat Vader deur hom bereik het, het hy nederig gebly. Nederigheid is 'n baie belangrike aspek wat in ons lewe moet wees. Want ons weet natuurlik wat doen hoogmoed. Want hoogmoed kom voor die val. En die oomblik as daar hoogmoed in ons lewe is, dan gaan Vader ons verstoot. Jakobus 4 vers 10 sê, verneder julle voor Jahwe en hy sal julle verhoog. Filippense 2 vers 3 tot 5, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Messia Yeshua was. So hierdie is 'n hartsgesindheid, mense. Dit praat van ons hart, dit praat van ons karakter, dit praat van wie ons is, en daarom moet daar nederigheid in ons lewe wees, en Dawid het ook nederigheid gehad. 1 Petrus 5 vers 5 tot 6 sê, net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want Elohim weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederig gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van Elohim, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Sodat hy julle kan verhoog op watse tyd? Op die regte tyd. Daar is 'n tyd wanneer Vader wanneer ons bly nederig wees voor sy aangesig, wanneer hy ons gaan oplig, en hy gaan ons verhoog op sy bepaalde tyd, nie ons tyd nie, mense. Nou, Dawid was suksesvol geweest. Kom ons wees eerlik, Dawid was suksesvol. Hy was suksesvol geweest in alles wat hy gedoen het. En kyk wat sê Dawid, na al sy suksesse, na alles wat Vader bereik in sy lewe, wat Vader deur hom doen, kyk wat sê Dawid, selfs na sy suksesse. In 2 Samuel 7 vers 18 sê Dawid die volgende, hy sê, koning Dawid het toe ingegaan en voor die aangesig van Jahwe gebly en gesê, wie is ek, Jahwe? En wat is my huis, dat u my tot hiertoe gebring het? So Dawid is nederig, om te sê, maar Vader, wie is ek? Wie is ek dat u my seën? Wie is ek dat u my huis kom besoek? Wie is ek, Vader, dat u hand op my het? En ons lees dan natuurlik in die woord, in die boek van Daniël, dat daar was 'n man gewees met die naam van Nebukadneser, wat 'n hoogmoedige hart gehad het, en hy staan op die balkon van sy paleis, en hy sê, maar kyk, wat het ek bereik? En die oomblik toe hy dit doen, toe slaan Vader hom, en hy het gras geëet soos 'n bees, vir 'n tydperk van 7 jaar. Hoekom? Want hy's nie nederig nie. Hy's nie nederig nie. En Dawid het 'n absolute nederigheid in hom gehad, en dis hoekom Vader na hom gekyk het en gesê het, maar hoor hierso, jy's 'n man na my hart. Ten spyte van wat Dawid gedoen het, en hy het baie droog gemaak, ten spyte daarvan. En die 5de aspek is nou natuurlik Dawid se integriteit. Dawid se integriteit. Dawid het baie integriteit gehad, en Dawid het nou natuurlik erken wanneer hy verkeerd gedoen. Hy het erken. En net so moet ek en jy ook erken wanneer ons verkeerd doen, en ons moet verantwoordelikheid neem. Dawid het verantwoordelikheid geneem, en dit is baie belangrik, dit is 'n belangrike deel van ons wandel met Jahwe, want ons as mense is nie perfek nie. En omdat jy nie perfek is nie, moet jy dan juis jou verantwoordelikheid nakom, en jy moet juis dit wat jy doen, moet jy verantwoordelikheid vat, jy moet integriteit hê, en jy moet nou natuurlik dit regmaak wat jy verkeerd gedoen het. So mense, dit is belangrik. So nou kyk wat gebeur hier, en ek skets gou weer vir jou die konteks in die boek van 1 Samuel, hoofstuk 21, 22, dan kan jy gaan lees daar, en jy kan sien wat Dawid gedoen het, en Dawid lieg vir Abimelech, hy lieg dat hy en sy manskappe saam met Saul veg,
En nou kom hy by Abimelech, en Abimelech gee vir hom wapens, en Abimelech gee vir hom kos, en hy eet, en hy word geherberg, en hy geef, en hy lieg vir hom, Dawid lieg vir hom, en sê maar ek veg saam met die manskappe van Saul. En daardie leuen veroorsaak die dood van 85 priesters. Het veroorsaak die dood, het veroorsaak dat die stad verwoes word, en het veroorsaak die dood van 85 priesters. Nou kom Dawid, en Dawid neem verantwoordelikheid. En in 1 Samuel 22, kan jy gaan sien, vers 20 tot 23, neem hy Abimelech se seun, wat alleen oorgebly het, en hy neem Abimelech se seun, en hy neem hom in sy huis, en hy bewaar hom, en hy kyk na hom. Want hy vat sy verantwoordelikheid, en hy maak dinge reg. In Esegiel 18, praat juis met ons oor persoonlike verantwoordelikheid, en dat ek en jy moet werklik waar persoonlike verantwoordelikheid toepas in ons lewe. Spreuke 10 vers 9, hy wat in opregtheid wandel, met ander woorde, met integriteit, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. In ander woorde, ons moet doelgerig reg lewe. Ons maak foute, mense. Maar wanneer jy doelbewus verkeerd doen, het jy moeilikheid. Dan het jy moeilikheid. So hy wat in opregtheid wandel, met ander woorde met integriteit, al maak jy 'n fout, doen jy alles in jou vermoë om daai fout reg te maak, en jou verantwoordelikheid na te kom om te sê, weet jy wat, dis ek is jammer, ek wil dit regmaak. Hoe kan ek jou help? Hoe kan ek dit uitsorteer? Dis integriteit, dis opregtheid. Dan die 6de aspek, wat ook in Dawid se lewe was, wat in my en jou lewe moet wees, sodat Vader na ons kan kyk en sê, maar hierdie is 'n man na my hart, hierdie is 'n vrou na my hart, is Dawid het 'n hart gehad van repentance. En hier is 'n baie onpopulêre boodskap, nou natuurlik in die moderne Christendom en die moderne kerk, want dis okay, mense kan ons maar maak en doen wat hulle wil, ek het mos nie nodig om weer te repent nie, ek het nie nodig om hierdie sonde en goed uit my lewe uit te haal nie, ek is mos een keer gered, altyd gered. Nee, Dawid het 'n hart van repentance gehad. Dawid maak droog. En nou kom die profeet Nathan. En die profeet Nathan stap na hom toe en hy gee hierdie gesprek en hy sê vir hom, hoorie so, ja, is hierdie man in die koninkryk en hy doen die volgende en Dawid raak kwaad en hy sê, maar hoorie so, wie is hierdie man? En Nathan sê, maar jy is daardie persoon. En kyk wat antwoord Dawid. In 2 Samuel 12 vers 13 en Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen Jahwe. En Nathan sê vir Dawid, so het Jahwe ook u sonde vergewe en u sal nie sterf nie. Nou kyk gou die verskil. Kyk gou die verskil. Saul sondig teenoor die lewende God. Hy herken dit nie, hy bely dit nie en hy soek die aansien van mense. Hy stel nie belang om te repent voor die lewende God nie, hy stel eerder belang om in aansien te wees by die mense. Maar Dawid, die oomblik toe hy besef, maar hoorie so, ek is daardie persoon, toe sê Dawid, maar ek het teen Jahwe gesondig. En daarom skryf Dawid Psalm 51 en hy skryf hierdie gedeelte vers 3 tot 6. Hy sê, wees my genadig, o Elohim, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Halleluja! Dawid skryf dit en Dawid val eintlik op sy knieë en hy roep uit na die lewende God om te sê, Vader, vergewe my, ek het droog gemaak. Vergewe my. Dis 'n hart van repentance. En ek en jy moet 'n hart van repentance hê. Want Spreuke 28 vers 13 sê,
Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. So mense, ek en jy met 'n hart hê van repentance, net soos Dawid. So as daar dinge is in jou lewe wat jy verkeerd doen, maak dit reg. Maak dit reg. Want wanneer Vader na jou kyk en hy sien maar jy het geen belangstelling om aan te hou met dit nie en jy het eintlik berou in dit wat jy doen en jy repent, dan is jy 'n man na Vader se hart. En dan die sewende en die laaste ding wat Dawid gedoen het, wat ek en jy as mens ook moet doen, is Dawid het aangehou om Jahwe te aanbid. Ten spyte van Dawid se foute en tekortkominge het hy altyd Jahwe geloof en aanbid. Ten spyte van sy foute. En ek en jy moet dieselfde gesindheid hê, ten spyte van hoe dit met jou gaan, ten spyte daarvan of jy 'n goeie dag en of 'n slegte dag gehad het, en of jy dalk verkeerd gedoen het. Dis hoekom die woord verklaar eintlik vir ons dat ons moet die vrymoedigheid hê om te gaan na die troon van die genade om op die regte tyd gehelp te word. Dis juis om daardie tye wanneer ek en jy foute maak, wat ons gehelp moet word deur die genadehand van Jahwe. En Dawid skryf 2 psalms. Nou, Psalm 32 en Psalm 51, waar Dawid repent, is geskryf in dieselfde tydperk. Psalm 32 en Psalm 51 is geskryf in dieselfde tydperk waar hy droog gemaak het, waar Nathan hom ge-expose het, waar hy gerepent het teenoor die lewende God. Dis in dieselfde tydperk geskryf. Nou kyk wat sê Dawid in Psalm 32 vers 11. Hy sê, wees bly in Jahwe en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Halleluja, so hy het ten spyte van sy tekortkominge, het hy Vader verheerlik. Hy het Vader geëer en hy het nie opgehou om hom te loof en te prys nie. En daarom Psalm 103 vers 2 tot 5 sê, loof Jahwe o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Halleluja, loof hom met alles wat in jou is, wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees, en hy het baie van ons ongeregtighede vergewe, alles. En hy het ons krankhede kom genees. En hy sê, wat jou verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Met ander woorde, jy gaan weer hoog bokant jou storms en omstandighede kan sweef. Halleluja, nuwe vere, jy het weer die jonkheid in jou gees en jy kan die lewende God vereer en verheerlik. So Dawid het nooit opgehou om Jahwe te loof nie, ten spyte van sy foute en sy tekortkominge. So, wat moet ek en jy doen? Ek en jy moet hardloop na Vader Jahwe se teenwoordigheid. Juis wanneer ek en jy foute maak. En mag elkeen van ons ook Vader Jahwe se hart so aanraak soos Dawid, deur wat in ons hart is, en hoe ons wandel met hom, sodat jy ook genoem kan word, maar jy's 'n man na my hart, en jy's 'n vrou na my hart. Halleluja! So ek wil hierdie met jou gedeel het vandag, sodat jy kan besef, maar hier's dinge wat ek moet doen. Daar's 'n manier hoe ek moet funksioneer, uit Vader se woord uit, sodat wanneer Vader na my kyk, dat hy my hart raak sien, en dat hy net soos wat hy vir Dawid gesê het, maar Dawid, jy's 'n man na my hart, dat hy ook vir jou sal sê, maar jy is 'n man, en jy's 'n vrou na my hart. Is dit jou hartsbegeerte? Is dit wat jy ook graag wil hê, dat wanneer Vader na jou kyk, dan sien hy jou hart raak, hy sien jou bedoeling raak, hy sien jou gesindheid raak, hy sien die opregtheid van jou hart raak, en sodat hy na jou kyk, en sy engele roep om te sê, hoorie so, kom ek wys jou gaga, kyk hier na my kind, hierdie is 'n man na my hart, hierdie is 'n vrou na my hart. Want dis my hartsbegeerte, is dat Vader vreugde sal hê in jou, omdat jy soos 'n Dawid optree, ten spyte van jou tekortkominge, ten spyte van jou storms,
ten spyte van jou onmoontlike omstandighede, dat jy nog steeds sal vas staan en sal vashou aan die onwankelbare hand van Jahweh, ons Elohim. Halleluja. Ek wil graag saam met jou bid en ek wil graag hierdie boodskap kom verseël met hierdie gebed en met die bloed van die lam, sodat Vader verheerlik sal word in jou lewe. So kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Dankie vir hierdie woord. Dankie vir u getrouheid. Dankie vir u liefde teenoor ons. Ek is so dankbaar, Vader, dat u altyd vir ons daar is, ten spyte van wat ons as mens doen. Vader, u het uself aan Dawid kom bewys, en u kom bewys ons aan ons ook, Vader. U bewys uself aan ons as mens, as die God wat bemoeienis maak met ons as mens. En dankie vir u genade en barmhartigheid, maar nou bid ek, Vader, dat daar geloof sal wees in elkeen van ons harte. Dat ons standvastig sal wees en onbeweeglik in ons geloof ten spyte van die omstandighede wat ons ervaar. Vader, dat ons die geloof sal hê van 'n Dawid. Ek bid vandag, Vader, dat u die vertroue in ons harte sal kom bevestig. Vader, dat ons op u sal vertrou. Dat ons nie sal vrees vir die dag van môre nie, maar dat ons sal vertrou, soos wat Dawid vertroue gehad het, en dat hierdie vertroue, Vader, ons in 'n posisie van guns sal plaas met die lewende God. Vader, dankie vir u liefde teenoor ons. Maar Vader, help ons dat ons ook liefde sal toon, eerstens teenoor u en tweedens teenoor ons medemens. Vader, al word ons aangeval, Vader, al word ons teleurgestel, Vader, al kom mense teen ons, dat ons sal doen wat u woord sê in Matteus 5 vers 44, dat ons met ons vyande lief hê, ons moet seën die wat ons vervloek, ons moet goed doen aan die wat ons haat, ons moet bid vir die wat ons beledig, en wie ons vervolg. Vader, al is dit hoe moeilik, onderneem ons vandag om dit te doen. Vader, en ek bid dat u ons die krag sal gee deur u liefde om dit suksesvol toe te pas. Vader, ek bid vandag vir nederigheid in ons lewe, dat elkeen van ons dit sal najaag, dat ons geen greintjie van hoogmoed in ons lewe sal hê nie, maar dat die lewende God altyd in ons lewe verheerlik sal word met 'n gesindheid van nederigheid in ons lewe. Dankie, Vader. Ek bid vandag dat u ons sal seën met wysheid, met insig, met raad, met sterkte, en dat ons integriteit sal hê, Vader, om die regte ding te doen op die regte tyd. Dat ons as mens ons verantwoordelikheid sal opneem. Vader, want dis wat u van ons verwag, dat ons verantwoordelik sal wees vir dit wat ons doen. En Vader, dat wanneer ons verantwoordelikheid opneem, dat ons ook 'n hart van repentance sal hê. Dat wanneer ons droog gemaak het, dat ons sal uitroep voor die lewende God, dat u ons sal kom ontsondig met hyssop. Dat u ons sal kom was met die bloed van die lam, dat ons altyd 'n hart sal hê van repentance, en Vader, neem weg van ons af 'n harde, ongevoelige hart, en gee vir ons 'n hart van repentance in hierdie dag. Vader, ek dank u. Ek dank u vandag, Vader, dat ons net kan aanhou om u te loof en te prys en te aanbid. En ek bid, Vader, dat daar 'n volhoubare aanbidding in ons lewe sal hê, ten spyte van wat ons deurgaan, ten spyte wat ons ervaar, dat ons u sal loof, Vader, dat ons u sal dien, Vader, of dit nou goed gaan en of dit nou sleg gaan, Vader, of ons 'n goeie dag gehad het en of ons 'n slegte dag gehad het, dat ons u sal loof en prys vir dit wat u in ons lewe doen en vir wie u is. Halleluja. Mag die lof en aanbidding nie uit ons mond uitwyk nie, Vader, want u is goedendierend. Vader, u is groot van barmhartigheid, en Vader, u doen soveel weldade in ons lewe, en ons wil u net eer daarvoor. Vader, dis ons gebed, en ek bid dit vir elke persoon wat ingeskakel is vandag, en dat u in elke persoon se lewe verheerlik sal word, en elkeen sal kom sien, in die naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit, halleluja, halleluja, loof sy naam. Mense, baie dankie dat jy vandag deel was van hierdie boodskap, en ek glo en vertrou dat jy 'n hart sal hê, soos wat Dawid gehad het, en dat wanneer Vader na jou kyk, dat hy sal sê, maar hierdie is 'n man of 'n vrou
na my hart. Halleluja. Wees geseënd. Ek is so dankbaar dat jy ingeskakel was. Dit is altyd lekker om met jou te gesels. Tot volgende keer. Shalom.